Môre is die opstandingsfees. Vrydag was die kruisigingsdiens gewees. Ek moet seker op die mic praat. Vrydag is die kruisigingsdiens. Vandag is die opstandingsdiens. Is jy bly daar's 'n opstandingsdiens? Amen. As hy prys en naam van die Here. Ons gaan lees daar uit Handelinge 2 uit. Vers 22 tot 24. Laat die Bybel sê, jy kan sommer kyk daar op die PowerPoint. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus die Nasareëner, 'n man deur God vir julle aangewys met krag en wonders en tekens, wat God deur hom onder julle gedoen het, sodat julle ook self weet. 23. Om wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het. Omdat dit, hoor hierdie ene, omsirkel hom, onderstreep hom, kleer hom in, omdat dit onmoontlik is, was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Tot sover. En vanoggend vroeg, WhatsApp iemand by, en hulle sê vir my, die Paasnaweek, hierdie naweek, het soveel meer betekenis as wat ek voorheen gehad het vir dit. Partykeer kom jy net op 'n plek wat jy ervaar dat die teenwoordigheid van die Here is so naby. En jy dink by jouself dat iemand sterf vir my sonde, sodat ek die ewige lewe kan hê. Mense, dit is ongelooflik. Dat iemand kan sterf vir die hele wêreld vir my sonde, sodat ek die ewige lewe kan hê. Ek wil begin, om so te begin, klink nou verskriklik of ek slim wil wees, maar dit is nie wat ek wil doen nie. As jy maar kyk in vers 24 as die woordjie smart, die Griekse woord daarvoor beteken oudien beteken geboortepyne. Dis wat dit beteken. Toe God Jesus Christus uit die doodheid opgewek het, hoor mooi, het die dood en die doderyk geboortepyne letterlik ervaar. Hoor wat ek sê, letterlik ervaar. Nou wat beteken dit vir my en vir jou? Die dood was die laaste vyand van Jesus Christus, wat hy die almal verwyder het. Maar nou moet jy ook iets verstaan, dat in daardie tyd was die kruisiging, was een van jou ergste dode wat jy kan sterf, het letterlik versmoor in jou bloed. Dis wat jy gedoen het in daardie tyd. Nou, die Bybel sê, jou lewe lê in die bloed. Jy het al gelees in die Bybel. Jou lewe lê in die bloed. As jou bloed nie sirkuleer in jou liggaam nie, is jy dood. Dan is jy nie meer daar nie. Dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê jy is dood, want dit soek my sê jou lewe lê in die bloed, want as die bloed nie sirkuleer nie, is jy dood. Die kruisdood van Jesus was baie bloedig geweest. Wie het al Passion for Christ gekyk? Sê op die handjie. Nou as jy sien die kruisiging van Jesus Christus was 'n baie bloedige affære geweest. Nou moet jy iets verstaan. Al was Jesus die seun van God en hy het gesterf, en daar het nie bloed gevloei nie, maar iets beteken dit niks nie. Die bloed moes gevloei het, hoekom? Want die bloed is daar vir vergifnis van sondes. Daarom in die Ou Testament is daar die diere wat geslag was vir vergifnis van sondes. En daarom kan ons sê, dankie Here, dat sy bloed gevloei is vir my en vir jou. Maar vandag op Pieter kan ons sê, omdat sy bloed gevloei het, deur sy wonde is daar vir my genesing. Nie miskien nie dalk nie, nie moontlik nie, daar is vir my genesing. En ek staan op die woord van die Here. Glo dat God jou kan genees? Glo dat hy nog steeds dieselfde is van gister, vandag, môre tot in alle ewigheid? Hy kan enigiets doen. Jy moet dit glo en die deurbraak is op pad. Maar jy moet dit glo dat die Here dit vir jou kan doen. Hoor gou hierdie een. Satan wou nie gehad het
Jesus moes aan die kruis gesterf het nie. Nou daar was so 6 kere, ek het van dit genoem Vrydag, was daar so 6 kere waar die duiwel ewe gehaat het, Jesus moes gesterf het aan die kruis. Hoekom nie? Want as hy sterf aan die kruis, dan word jy gered. Dis hoekom sy bloed gevloei het. Kom ons kyk na die eerste enetjie wat ek al genoem het laas Vrydag. Die storm op die see, waar Jesus op was. Nou, daai stormwind kom nie van God af nie. Die duiwel het hom gestuur om wat te doen? Sodat Jesus moet verdrink. Sodat hy nie hoef te sterf sodat hy nie wil hê dat Jesus moet sterf aan die kruis vir my en vir jou nie. Die tweede enetjie was daar by Nasaret gewees. Toe die mense amper Jesus van die krans afgestoot het, sodat hy nie gekruis hoef te word nie, maar hy het so deur die mense gestap, asof daar niks sou gebeur het. Hoor gou, hy het so deur die mense gestap. Die derde enetjie is, Herodes het ons al die babietjies doodgemaak van 2 jaar oud en jonger, sodat Jesus Christus ook moes sterf. Maar die Here kyk ons deur daardie plan, hy weet al alles. En hy kon nie dit regkry dat Jesus sou gesterf het nie. Die vierde enetjie is, alle mense moes geregistreer gewees het. In daardie tyd het die keiser besluit dat al die mense geregistreer word. En Jesus en sy ouers was in Nasaret gewees, so hulle moes getrek het na Jerusalem toe om geregistreer te word. En ek het vir julle verduidelik, dan om op 'n donkie te wees vir 120 km as 'n swanger vrou, is jou kans 100% om 'n miskraam te kry. Maar God het die babietjie bewaar. Is dit nie kosbaar nie? God het die babietjie bewaar. Nou, die een wat ek die Vrydag gesê het, is hierdie ene. Jesus is gebore in 'n stal. Dr. Errol is nou nie, hy sal dit vir jou kan beamoen wat ek nou vir jou gaan sê. Die kans dat jy gebore word in 'n stal is baie goed vir 'n mens om klem in die kaak te kry, 100%. Maar God het sy bewarende hand oor die babietjie gehou, dat dit nie sal gebeur nie, dat die kind nie klem in die kaak sal hê nie. Die laaste enetjie, die 6de enetjie is, die duiwel het vir die mense in hulle kop gesê, sê vir Jesus terwyl hy aan die kruis is, het hulle vir hom gesê, Jesus klim af. Jy ander mense kan jy verlos, maar jouself kan nie verlos nie. Nou ek en jy weet, Jesus kan homself verlos. Want as hy nie gebly het aan die kruis, kon hy nie gesê het, dit is volbring nie. Nou hulle, die grootste woorde wat ooit in die Bybel kan gesê word, was toe Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, toe hy uitgeroep het, Testalatae in Grieks beteken, dit is volbring. Is dit nie kosbaar nie? Dit is volbring. Toe Jesus deurgedruk het, om die bitter beker te drink, sonder om engele te vra om te help om van die kruis af te kom, en het hy gesê, dit is volbring. Nou Satan het Jesus probeer om hom gevange te hou binne in die dood. Nou moet ek iets vir jou verduidelik. Nou Satan kon nie Jesus Christus stop. Ek het 'n paar voorbeelde nou gebruik om hom dood te maak voor hy gekruisig kon word. Nou word Jesus gekruisig en nou sterf hy, en nou gaan Jesus na die dood toe. Nou kom Satan, nou wil hy verhoed dat Jesus uit die dood uit opkom. Want hy probeer alles in sy vermoë dat Jesus nie sal, dat mense nie sal weet dat hy in die dood uit sal opkom nie. Nou probeer hy om Jesus binne in die dood te hou. Wat dink julle hy het reg gekry? Nee, hy het nie reg gekry nie. Luister gou mooi. Jesus het opgestaan met 'n verheerlikte liggaam. Hoor mooi, 'n verheerlikte liggaam. En Renée, hy leef vir ewig. Mense, ek en jy gaan ook eendag wanneer Jesus ons gaan kom haal as ons nog lewe, dan gaan jy 'n verheerlikte liggaam kry wanneer ons kom haal. Die Bybel sê, geen vlees of bloed sal die hemel kan ingaan. So as jy nog nie getroud is, moet jy vinnig trou, want in die hemel kan jy nie trou. Hoor julle my? Al die weduwees, al die weduwenaars, die wat wil trou, jy moet nou trou. Hoor julle wat ek sê? Want in die hemel is daar nie 'n troue. Hoor gou mooi wat wees so groot vir jou sê. Op die 3de dag het God se Gees Jesus Christus uit die dood uit opgewek. Wie wat is my wonderlik? Daar dieselfde Gees wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, woon in jou en in my. En die Griekse woordjie vir dit beteken dunamis krag. Besef jy wat ek vanmôre sê? Dat die krag van dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, woon in jou en in my. Maar nooit dink jy is nie waardevol of kosbaar nie. Jy is! Want God maak nie gemors nie, maak nie
die beste. Daarom sê ek, jy's 'n prins en 'n prinses van die Here. Ek raak so opgewonde, man. Ek wil net nie spring in die bank, spring die laptop om en al uit. Luister mooi. Weet, voor 'n vrou geboorte gee, né, is daar mos geboortepyne. Steek julle hande op, julle vrouens wat geboorte gegee het. Hoe julle? Daar's geboortepyne wat plaasvind voor jy geboorte gee, né. Jy basies eintlik nie 'n keuse om geboorte te gee nie. As jy hoor wat ek sê. As jy weier om geboorte te gee, het jy nie 'n keuse nie, jy gaan in elk geval geboorte gee. Maar dan is daar vrouens wat sukkel om geboorte te gee in daardie tyd, en as hulle gesukkel het, het hulle gesterf. Daar was nie ander manier nie. Vandag se dae het ons natuurlik keisersvlees, wat help dat jy nie, dat help dat die vrouens nie doodgaan nie. Maar hoor gou hierso. Janie is nou nie hier vanmôre nie, hy's 'n boer. As 'n boer nie sy bees en sy skaap help om met sekere van die beeste en skaap om geboorte te gee aan die kalfie of die lammetjie, dan vrek daai bees, het jy het geweet. Daar's nie hulp vir hom nie. So Janie moet die basies die kalfie en die lammetjie uittrek om die beeste kan help, want hy nie sal vrek nie. Jy sien, en hierdie is vir my die mooiste deel wat ek nou amper gesê vir my hele preek, dat Jesus Christus is die bron van lewe. Jesus Christus is nie die bron van lewe nie, hy is die oorsprong van lewe. Nou daar is omtrent so 6 biljoen mense op die aarde vandag, en hoor gou mooi, God het almal geskep, en hy het almal lief. Die keuse is joune of jy God wil dien of nie. God is 'n gentleman, hy sal nooit op jouself afdruk dat jy hom moet dien. Die keuse lê by jou. Dis hoekom ek sê, hy's 'n gentleman, hy gee vir jou die vrye keuse om hom te dien. Moet nooit sê die Here, worry nie oor my nie, of hy dink nie aan my nie, jy maak 'n fout nie. Hy is bewus van jou, want as die Here nie oor jou ge-worry het nie, wat het jy nie? Hy het jou geskep, hy skep lewe, hy is die oorsprong en die bron van lewe. Maar nou moet ek vir jou lees in Johannes 10 vers 17 tot 18, sit hom gou daar vir my. Hoor hierdie mooi gedeelte, Johannes 10 vers 17 tot 18. Hoor hierdie wat sê ons Sakkie, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand, onderstreep daai niemand. Hy sê niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek, hoor mooi, Jesus praat, hy sê ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Jesus sê dat die Vader het hom die mag gegee, die autoriteit en gesag gegee, dat ek sal my eie lewe vat en ek sal my eie lewe neem. Niemand sal dit doen nie. Sien julle die autoriteit en gesag wat Jesus Christus gehad het? Mense, dis wonderlik om dit te weet. Nie om te dink dat mense dit vir hom gaan wegvat nie. Nou wys. Niemand sal dit doen nie. Hy sê ek sal besluit of dit sal gebeur. Luister mooi. As Satan Jesus in die dood gehou het, was Goeie Vrydag nie Goeie Vrydag nie, maar dan was dit 'n slegte Vrydag gewees. As jy wil gaan lees oor die opstanding, hele 1 Korintiërs 15 gaan oor die opstanding van Jesus Christus. As Jesus in die dood gebly het, hoor mooi, het hy verniet gesterf. Hoor wat ek sê? As hy in die dood gebly het, het hy verniet gesterf. God se verlossingsplan, as hy in die dood gebly het, sou dan misluk het. Is dit nie so nie? Ja. As die dood nie geboorte gegee het aan Jesus Christus nie, en die dood het hom nie laat gaan nie, sou die dood vernietig geword het. Dis interessant. Met ander woorde, die dood sou dood gegaan het. Dit klink vreemd, hè? Die dood sou dood gegaan het. Die dood sou tot 'n einde gekom het, en die opstanding van Jesus is 'n groot oorwinning oor die mag van Satan. 'n Groot oorwinning oor die Satan. Satan kon Jesus nie vashou in die doderyk nie. Vir die Christene is die opstanding natuurlik baie belangrik. Baie belangrik. Satan laat mense twyfel aan die opstanding van Jesus Christus. Het julle dit al gehoor? Baie artikels, het Jesus Christus, Jakob het jy al gehoor, het Jesus nou geregtig opgestaan?
En dis wat die duiwel wil hê. Hy wil hê jy moet twyfel of Jesus regtig opgestaan het. Want as Jesus nie opgestaan het, is daar nie hoop vir my en vir jou nie. Kom ons wees realisties. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Sien julle wat ek bedoel? Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. En baie keer kry jy artikels oor, was Maria regtig 'n maagd gewees? Daar is 'n klomp artikels, die kon nie 'n maagd gewees het, ek weet nie wat alles nie. As die Bybel vir my sê dit is so, dan is dit so. Dieselfde met Jona. Jona kon nie 'n vis gewees het nie. Hy was in 'n vis. As die Bybel vir jou sê was in 'n vis, dan is hy 'n vis. As die Bybel sê Maria was 'n maagd, dan was sy 'n maagd. As die Bybel sê Jesus het in die dood opgestaan, ek wonder nie daaroor nie. Ek weet. Hoor julle wat ek sê? Ons moet glo wat die Bybel sê. Want dit is ons as kindertjies van die Here moet ons glo. Dit wat ek lees moet ek glo. Die enigste dinge wat jy hoor in die Bybel wat 'n storie is gelykenisse. Jona en die vis was nie 'n gelykenis, nie 'n storie nie. Dit het regtig gebeur. As julle hoor wat ek sê, luister gou mooi. Paasnaweek is die belangrikste gebeurtenis in die geskiedenis van die ganse mensdom. Het jy al daaraan gedink dat Jesus besluit in sy alwysheid om na die aarde toe te kom van die hemel af? Het jy al gedink daaroor in hoe verwondering was die engele gewees dat Jesus besluit om na die aarde toe te kom as mens? Ek dink die engele was verbaas gewees, hulle kon dit nie glo nie, dat Jesus afgekom het na die aarde toe om vir my en vir jou te kom wys hoe om te leef. Dit is hoe my aarde toe gekom het. Jy sien, ons het die rede om te juig. Hoekom? Omdat ons daai lied gesing het, hy leef, hy het opgestaan. Eers is lekker om te sê, hy leef, hy het opgestaan. Daar is baie historiese bewyse dat Jesus Christus opgestaan het. Ek gaan vanmôre nou nie in die detail daarvan nie, maar julle almal het dit al gelees in die Bybel. Die kruisigingsdiens en die opstandingsdiens is onafskeidbaar van mekaar. Jy sal sien wanneer die pastoor of die dominee preek vir die kruisigingsdiens en die opstandingsdiens, dan oorvleuel dit baie, want dit kan nie sonder, dit is onafhanklik van mekaar, dit kan nie geskei word van mekaar nie, want dit is een gebeurtenis wat baie belangrik is vir die Christene. Hoor gou mooi, as Jesus nie opgestaan het nie, was hy maar net 'n gewone martelaar gewees. Dis al. Hy was net 'n gewone martelaar. Sy opstanding was as ware die seël gewees. En daardie seël beteken hy het die finale slag gegee vir die vyand, vir die oorwinning oor hom. En daarom kan ek en jy sê, as ons vandag die duiwel gee ons versoekings, dan sê ek staan op die woord van die Here, ek kyk na die kruis, ek sal nie versoek word nie. Ek glo wat die woord van God vir my sê, hy sal my daardeur dra. Is dit nie kosbaar nie? Hy sal my daardeur dra. Nou ons gebruik jare terug nie meer 'n checkboek nie, maar vanmôre gaan ons 'n checkboek gebruik. En ek gaan vir jou verduidelik hoe ons die checkboek gaan gebruik. Jy sien vandag, maar die kruis is die volle bedrag vir die sonde en die skuld van die wêreld gedra. Die volle bedrag is betaal met 'n cheque vir die sonde en die skuld vir die hele wêreld. Nie net vir my nie, vir die hele wêreld. Ek kom verduidelik jou goed. Jy weet toe ek in Oos-London was ek daar in die Engelse gemeente, die English Style Very Delicious die gevra, Wilma. En nou gaan jy in elke stad en dorp waar baie mense nie weet nie, hulle moet dit nie weet nie, al die pastore, die dominees kom bymekaar, hulle noem dit 'n fraternal, dan bespreek hulle wat hulle dorp en hulle stad aangaan, wat is die nood, waarmee kan ons help, en wat ander mense nie weet nie, dan sê hulle, het daai persoon ook by jou kerk gekom? Ja, nee, ons ken daai by jou, ja, nee, so die mense weet van jou, hoor, al die pastore en die dominees, hulle weet van jou. Maar die mense, hulle gaan van kerk tot kerk, ons, jy weet ons, hoe werk dit? Die dominees en die pastore weet dit, hoor gou mooi, nou kom ons daar by 'n fraternal in Oos-London, en die een pastoor sê, hy sê dat herlewing gaan plaasvind, hier in Oos-London. As jy nou gaan kyk na die kaart, dan sê jy sien daar's 'n sneller, en Oos-London is op daardie sneller, so herlewing gaan by ons plaasvind in Oos-London. Nou sê ek vir myself, ag Here, help tog nie die jong man dat hy nie kan bykom asseblief. Jy moet iets verstaan, ek moet my sussie, wanneer herlewing gaan plaasvind, gaan dit nie in jou kerkie
wees nie. Die Bybel sê, dit gaan reg oor die wêreld versprei word, want in die herlewing gaan sy gees van God oor versprei word, reg oor die wêreld, nie in jou kerkie nie. Want as jy dit is jou kerk, as jy 'n narcis, dan dit gaan net om jou. Wanneer God begin te werk, werk hy nie net in jou kerkie nie, hy werk reg oor die wêreld. Maar hy stort sy gees uit om mense aan te raak, sodat God mense tot bekering kan kom. Baie mense dink, alles gaan goed by my kerk. Hallo, jy moet wakker word, hoor. Dink jy is die enigste Christen op die aarde. God sien baie mense raak, man. God sien nie net een kerk raak nie, hy sien al die kerke raak. Daarom sê ek, God se gaan sy gees uitstort oor reg oor die wêreld, nie net in een kerk nie. Luister mooi. Jesus het vir my en vir jou betaal. Kom ons sê amen. Kom ons lees 1 Petrus 1 vers 18, dankie. 1 Petrus 1 vers 18. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie. Oom Sakkie, ons was slawe gewees. Ons is nie meer. Ons was verlore gewees, maar ons is nie meer. Ons is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. Amen. Ons is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. Al die goudreserwes in die wêreld sou jy nie kan loskoop nie. Oom Sakkie, net die bloed van Jesus Christus kan jy loskoop. En dan wil ek vir jou sê, die cheque die volledige bedrag betaal. Daar's geen paemente meer nodig om te betaal nie. Jesus se cheque is vir alle sonde voldoende. Net die bloed van Jesus Christus kan jou vrykoop. Vrydag was die cheque uitgeskryf, Sondag is hy geteken. Dis nie wonderlik nie. Vrydag is die cheque uitgeskryf en Sondag is hy geteken toe Jesus Christus opgestaan het. Eendag bevra iemand van 'n sekere kerk, ek kan myself aflei, wat se kerk? Hoekom hou julle kerk op 'n Sondag? Hy sê geen pastoor kon nog ooit vir my antwoord gee. Ek sê jy het by die regte een uitgekom, broer. Ek sê kom ek vertel jou hoekom. Want elke Sondag vier die Christene die opstanding van Christus. Ek sê dis hoekom ons Sondag kerk hou. Toe pak hy verwacht en weet jy wat ons met te sê. Dis hoekom ons Sondag hou op kerk hou op 'n Sondag. Want ons vier die opstanding van Jesus Christus elke Sondag. Want ons is opgewonde en bly dat Jesus Christus lewe. Is dit nie so nie? Luister gou mooi. As die cheque nie geteken was nie, is hy ongeldig. Sê julle saam? Maar as jy die opstanding verwerp, hierdie is nou die bad deal. As jy die opstanding verwerp jy die evangelie. As jy die opstanding verwerp, dan kan jy nie gelowige wees nie. As jy die opstanding verwerp, ken jy nie Jesus Christus nie. As jy die opstanding verwerp, is Jesus dood vir jou. Hoor julle wat ek sê? Dan is Jesus dood vir jou. Ons weet, Jesus het opgestaan uit die dood. Nou kom die goeie vraag. Hoe weet ek dit? Aha, hoe weet ek dit? Want ek ervaar wanneer ek begin te bid, ervaar ek die Here in my hart. Wanneer ek begin te bid, ervaar ek hom hier in my hart. Ons ken hom persoonlik, want ons is in 'n verhouding met hom. Daarom sê ek, ons ken hom persoonlik. Ons praat met hom. Ek weet, ek praat met 'n lewende God. Want hoekom sal ek nou bid vir iets wat dood is soos 'n beeltjie? Nee man, ek raak excited oor die ding. Ek bid wat ek weet, as iemand moet hoor vir my, is sy naam is Jesus. Die soetste naam, bo kan elke ander naam. Ek weet dat ek weet, omdat hy leef. Dit laat my nou dink aan die Springbokke. Die mense in Suid-Afrika smile. Ons het ons die wêreldkampioene, sê ons, die ander lande weet nie wat ons weet. Nou ons as Christene, sê die Shelle, hulle weet nie wat ons weet nie. Ons het Jesus. Die Springbokke is dieselfde. Weet ons is die Springbokke, en sê ons, daai mense weet nie wat ons weet nie. Ons het baie geheime. Daar ras en allerlei geheime. Groen liggies en rooi liggies en alle veranderde liggies. En dit werk vir hom. En ons is baie bly vir hom. Ek dink saam met dit, dan weet ons ook maar wat die Springbokke speel. Ek dink dit is belangrik. Hulle sê ons, ek het dit nou klaar gesê van die Springbokke, hoor gou mooi wat ek nou vir jou gaan sê, want dit is vir my nogal redelik belangrik. Gevalle engele is onredbaar. Kom ek sê dit weer? Gevalle engele is onredbaar. Nie jy nie.
Gevalle mense kan gered word. Geen sonde is te groot vir die Here nie. Ek het Vrydag dit ook gesê, dit maak nie saak, jy weet, baie mense dink, ek het 'n sekere sonde gedoen, die Here sal my nooit aanvaar nie. Jy maak 'n fout hoor. Die Here sê, kom net soos wat jy is, en ek sal jou vergewe, ek sal jou aanvaar, en ek sal 'n pad met jou loop. Weet, ek gaan dit nou vanmôre sê, en ek bedoel dit uit my hart, en mense stel te leer, maar God nooit. Hou op om na mense te kyk, en wanneer jy kerk toe gaan, vergeet wat mense aantrek. Kom ek sê, ek het dit al baie gesien, ek gaan dit nou weer sê, dis die belangrikste is nie wat mense van jou dink nie, en wat mense van jou sê nie, dis wat God van jou sê, en wat God van jou dink. Weet jy hoeveel mense sit by die huis, hulle gaan nie kerk toe, baie, want die ander ou, ek wil nie die woord noem nie, ek is so lus om maar gaan dit nie noem. Hy veroorsaak dat jy uit die kerk uit bly en jy het jou oop hom gesit. Die probleem is jy met jou oop op die Here plaas. Want mense as ons oop op mense plaas, was nie een van ons in die kerk. Nie een nie. Want wat doen ons as mens? As daai ook dit van die Here is, wil ek net dit van die Here wees. Is dit waaroor dit gaan? Jy moet ons na jouself kyk. Ek moet my oë op Jesus hou, nie op mense nie. Terwyl jy hier op die aarde is, gaan jy altyd mense hê wat vir jou probleme gee, wat vir jou grief gee. Ek sê altyd, ek het nou daar vir Wilma gesê, maak nie saak waar jy werk nie. Jy sal altyd een persoon kry in die company wat die lewe vir jou moeilik maak. Hoor gou wat Wessel van der Veld vir jou sê, hy is daar, nee, om jou op jou knieë te hou. Hoor wat ek sê, dit hou jou aan om te bid vir daardie persoon, want jy gaan op die Vader hê. Waar is ek, as ek net op sy keel kan staan met my voet maak. Ek voel so net. Wat is die wat die Here wil hê? Hy sê, kom ons bid vir hom, dat God hom kan verander. En dan sê ons, die Here sal daar nooit verander nie. Hy gaan hom nie verander nie, want jy sê dit. Jou woorde en krag, man. Sê, dankie Here, dat u daardie man of vrou gaan verander. En u weet, Here, wat is die probleem? As jy 'n probleem het met iemand, bid vir hom. Die Here sê, seën mense, dan sal God jou seën. Ek kan dit nie genoeg beamoen nie. Seën mense, sodat God jou kan seën. En dalk wanneer jy dit begin te doen, kan God jou finansiëel ook begin te seën. Hoor wat ek sê, dan kan God jou finansiëel ook begin te seën. Daarom het ons ook daardie ou liedjie gesing. Daar staan hy op uit die graf. Is dit kom ons staan? Dan bid ons saam. Ila van Sandra Karabus. Halleluja. Here, jy het verniet gesterf aan die kruis. Here, jy was nie al verniete martelaar gewees op die kruis, jy het aan ons gedink, Here. Met 'n doringkroon op sy kop, met 'n oue kruis op sy rug, het hy aan my en jou gedink. Toe hy laas in die pad van De La Rosa gegaan het hy my en jou in gedagte gehad. Hoor gou mooi. Dankie, Here, vir Petrus wat gepreek het op Pinksterdag. Here, ons het rede om opgewonde te wees en te juig. Jesus leef. Dankie Here vir Vrydag en 'n opstandingsdag. U het u enigste seun vir ons gegee wat betaal het met u bloed. Die eerste geboorte van Jesus was hy gebore uit 'n maagd Maria. Die tweede geboorte staan hy uit die graf van die doderyk en die dood. Die derde opstanding is wanneer die hemel geboorte van gee aan Jesus wanneer hy gaan kom op die wolke. Hoor wat ek sê? Jesus sal nooit weer verneder word nie. Hy was die laaste lam geslag wat geslag was vir my en vir jou sonde. Ons hoef nie lammetjies en duifies te slag vir ons sondes nie. En ek wil vir jou sê, my boetie, my sussie, my oom, my tannie, wanneer jy bid, glo die Here hoor jou gebed. Jy bid nie, verniet nie. Ek het julle mos daai ou liedjie geleer, hou aan met bid. Totdat die lig deurbreek. Dankie Here dat ek vanmôre hierdie boodskap kon gee met die gedagte, U leef. Ons kan dit nooit genoeg beklemtoon nie. U leef. Reg al die kerke in Suid-Afrika. Here, ek sluit ek hoor vir al die kerke wat vol is, wat van hoek tot kant gepak is.
dit gee vir my hoop om te kan weet, daar's mense wat glo aan Paasnaweek, die kruisiging, want dit is waar die krag is, die bloed van Jesus. En wanneer ons die naam van Jesus hoor, dan ervaar ons, something good is going to happen, because if He is in my life, God will do miracles. Jy moet 'n verwagting hê, my boetie en my sussie. En ek wil vir jou sê, en ek wil dit beklemtoon, as jy nie 'n verwagting het in jou hart wat God vir jou gaan doen nie, gaan niks gebeur nie. Keep on believing, trust and obey, that God will make a way where there seems to be no way. Amen. Prys die Here. As jy bly jy was hier.